Goeie. Lekker dag daar buite, so ek glo ons gaan net so lekker sing vanmôre. Net 'n paar dingetjies. Die eerste een is die selfone. Sorg maar asseblief dat hulle afgeskakel is of hulle klank af is ten minste. Dan die kersse wat daar op my linkerkant staan. As u voel u wil 'n kers aansteek vir iemand, jy baie welkom. En dan die blommetjies daar voor in die voorportaal staan potjies met blommetjies. As u voel u wil vir iemand so potjie blomme vat, is u baie welkom om dit te neem. Ons eerste lied, ja, dan moet ek ook nog welkom sê aan die herberg gaan C wat by ons ingeskakel is en ook lekker saam met ons gaan sing. Lied 488, Helder skyn u lig vir die nasies, verse 1 en 5 is ons eerste lied wat ons gaan sing. Volgende lied is Vonklied 174 en ons de strome van seën uit die hemel en ons sing daar verse 1, 2 en 4. Ons
Ons volgende lied is lied 505. Ons sing daar die eerste en die tweede versie. Jesus, U gaan voor. Dan lied 508, vaste rots op wie ek bou, ook die eerste en die tweede vers. Lied 512, ook die eerste en die tweede vers, nader my God by U.
Goed, ons voorlaaste lied, lied 513, Soek in God jou sterkte, die eerste en die derde vers. Goed, ons sluit vanmôre se voorsang af met wees stil en weet, ek is die Heer. Ons gaan beurtsang hê. Die eerste versie sing ons almal saam. Die tweede versie net die dames, dan 3 mans en 4 sluit ons af weer met almal saam. Baie dankie aan elkeen vir die heerlike saamsing. Ek wil hom ook net vir hulle net sê dankie vir die begeleiding, vir Elise wat vir ons die van die rekenaar of die dinge vir ons gee. So baie dankie, alles daarby tot 'n lekker saamsing. Ons prediker vanmôre is Dominee Willie. Baie welkom doen. Goeiemôre. Hartlik welkom in die erediens vanoggend. Weet jy, as ek nou vanoggend
sou sê, my drade sit hier teen mekaar, as ek nou vanoggend sou sê, die kerk is gevul met sondelose, foutlose, vlekkelose mense, sou u seker sê die dominee maak 'n grap, nee. Of u sal sê, maar die dominee ken nie homself nie, en hy ken nie sy lidmate nie. Maar as ek sou sê, ons almal is hier by mekaar, die kerk is gevul met mense wat glo en oortuig daarvan is, dat ons leef van God se genade. Ons leef van onverdiende guns alleen. Dan sal jy sê, dit klink na die evangelie. En dis hoe ons by mekaar is in die erediens. Elke Sondag hoor ons hierdie bevrydende evangelie, die bevrydende waarheid, dat ons hoort hier, elkeen van ons, juis op grond van God se onverdiende guns alleen. En mag ons die bevrydende waarheid hoor van die evangelie, in ons sang, in ons gebede, mag ons dit hoor in die woord, die Bybel, die lees, die hoor daarvan, en in die doop. Ons gaan vanoggend doop. Wat 'n voorreg. Dit gebeur nie baie by ons in die gemeente nie. So ons sien baie uit na die doopgeleentheid, waar ons in die besonder hoor, God is ons genadig. Mag die Here daarom vir ons hierdie saam wees seën. Afkondigings is dan volgende wat belangrik is. Ek wil begin met die gesondheidsmense. Vandag is voorbinding vir gesondheidsdienste. Herbert gaan sê se mense sit hier, hulle sit waar die koor gewoonlik sit en sing, maar hulle gaan nie sing vandag nie. Baie welkom by ons. Baie welkom aan almal wat gesondheidsmense, gesondheidsdiensmense is, wat betrokke is by die wêreld van heling, om heel te maak. Ons kan nie sonder julle nie. Ons almal weet dit. Ons is diep dankbaar vir julle in ons gemeenskap. En julle moet dit hoor vandag. En ons as gelowiges, as kerk, as gemeenskap, bid vir julle en dra julle elke dag, elke oomblik aan die Here op. Dis nie 'n maklike taak nie. Om met mense te werk by die algemeen is skrikkelik moeilik. Maar wanneer ons siek is dit nog moeiliker. En daarom dank ons die Here vir julle genadegawes in ons midde. Afkondigings wat op die blaadjie is sake van voorbidding. Ons bid juis vir al die mense in Herberg gaan see. Dan wil ek ook die naam byvoeg van Loretta van Suil van Frans Kraal. Ons moet haar op die gebedslys plaas. En dan by die punt medelee. Ons medelee wil ons uitspreek oor die familie en mense van Gerard Roux na sy afsterwing. Dan die Roulien Swan van Herberg gaan see het ook afgesterf. Ek dink aan haar mense. En Andrei en Eugene Benedel van Pilly Beach se suster is oorlede. As nog name wat bykom wat ek ontvang het net voor die diens. Ek het gehoor Benzie en Alida Stein van Eilenkralsmond. Sy skoonsister is oorlede in 'n motorongeluk en sy broer is ernstig in die hospitaal. So dis almal mense wat nie 'n goeie tyd beleef nie. Hartseer en rou. En ons wil hulle op ons gebedslys plaas. En onthou, ons bid omdat ons liefhet. Daarom bid ons vir mekaar en medegelowiges in die tyd. Dan het Henry my gevra, en as my kollega my iets vra, dan moet ek dit mos doen. Ek moet afkondig dat daar die 27ste Oktober 'n belangrike samekoms is 10:00 die oggend. Dit is wanneer professor Christo van der Merwe met ons kom praat die oggend, maar almal kan ook nie daar wees die oggend, hier's werkende mense ook, maar vra maar af as julle wil. Gaan oor die Bybelvertaling, die 2020 Bybelvertaling, en hy kom bietjie met ons gesels, as ons vra het ook oor die vertaling, hoe dit tot stand gekom het, hoekom het dit gebeur, wat was die besluit rondom dit, hy kom met ons praat bietjie oor die teks. As u geïnteresseerd is daar in die nuwe vertaling, het miskien al vrae gehad oor Bybelvertalings, hoekom alweer 'n nuwe Bybelvertaling? Dit klink heeltemal anders as die ander. Kom vra gerus u vrae en kom hoor hoe hierdie proses verloop tot waar dit vandag is. Onthou, maak 'n aantekening. Die 27ste 10:00 die oggend, dis 'n maandag as ek reg is dan die geleentheid.
Ek dink ek het alles afgekondig. Nou kom ons by die chocolates. Is hier genoeg chocolates? Lyk my hier is. Nou die sjokolades deel ons nou nie vir almal uit nie. Maar ons deel dit vir mense uit wat verjaar het in die tyd. Enige verjaarsdag. Baie geluk. Huweliksherdenkings. Wie het die tyd van die jaar getrou? Julle twee. 50 jaar getroud, nou maar baie geluk. Sê jy het met 'n lied in jou hart, hoor ek vanoggend. Nog mense? Baie geluk. Ja, jy ook. Baie geluk. Jy vat 2 vir Judith, moet jy definitief meer as 2 vat. Ek sien nie nog hande nie, né? Doopdatums. Het ek dit al gevra? Kan mense hulle doopdatums onthou? Niemand gedoop in die tyd nie. Goed, wie van julle voel julle is besoekers vandag in die gemeente? Wie is vir die eerste keer hier? Daar agter sit besoekers. Welkom. Enjoy. Nog besoekers. Besoekers is skaam, hulle wil hulle hande opsteek nie. Baie welkom. Enige iemand wat voel julle was lanklaas hier? Ek sal verstaan. Die kersse. Die kersse is vir ons altyd belangrik. Die brand reeds 2 kersse wat mense aangesteek het. Ons nooi mense om kersse aan te steek vir waarvoor hulle ook al wil. En gewoonlik is dit vir 'n persoonlike ding in hulle lewens. En dan steek ons 'n kers aan. Ek hou daarvan sommer om 'n eredienskers ook aan te steek. En ek wil graag vanoggend, juis in die lig van die gesondheidswerkers, ons mense wat sorg dat ons samelewing en onsself gesond is, wil ek vir julle 'n kers aansteek. En terwyl ons dan nou vanoggend die voorreg het om die doop te beleef, wil ek vir ons gesinne, ons ouers, ons kinders, wil ek ook 'n kers aansteek dat ons as geloofsgemeenskap sal onthou om te bly bid vir ons gesinne, vir ons huwelike en vir ons kinders. Die laaste kersie gaan sommer nou wees net vir 2 sake. Dit is vir die wêreld waarin ons leef en ons eie land. Vir die omstandighede in ons wêreld wat ons weet nie altyd maklik is nie. Ons voel dikwels as 'n chaos. En daarom bid ons vir die wêreld, ons eie land, dat die evangelie, die koninkryk van God, altyd sal deurbreek in hierdie wêreld waarin ons leef. Terwyl die kersse brand, wil ek nog 'n gebed bid vir ons gesondheidsmense. Daarna gaan ons dan begin deur ons lied saam te sing, ons toetredingslied, Vonklied 79. So kom ons wees saam stil, dan bid ons eers saam. Here, ons bid vanoggend vir alle dokters, verpleegsters, versorgers, paramedici, vir almal wat betrokke is by die versorging van siek en sterwende medemense. Ons bid dat U vir hulle emosionele en innerlike krag sal gee vir 'n werk wat emosioneel alles vra. Ons bid dat U hulle elke dag sal seën met geduld waar die ongeduld van siekte heers. Ons bid dat U hulle sorgende en deernisvolle hande draer sal maak van U ontfermende en opofferende liefde. Ons bid dat U elke gesondheidswerker sal verryk
met die mediese kennis wat heling en hoop bring. Ons bid dat U hulle sal vertroos en bemoedig waar hulle vertroosting en bemoediging nodig het. Here, herinner ons as geloofsgemeenskap om voortdurend te bid vir ons gesondheidswerkers. Here, help ons as geloofsgemeenskap om ons gesondheidswerkers te ag as 'n gawe uit U hand. Here, open ons geloofsoë, sodat ons kan sien dat gesondheidswerkers die barmhartige Samaritaan op ons pad is, wat heenwys na U, die mensliewende God, wat die gebrokenes van hart genees en hulle wonde verbind. Amen. Kom ons sing saam ons toetredingslied, lied 79, Vonklied 79. Kom ons wees nou saam stil, dan begin ons die diens in die naam van die drie-enige God. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Die God aan wie ons behoort, heet ons elkeen vanoggend welkom in die woorde genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus met die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing weer saam, lied 475. Dit is ons loflied vanoggend, lied 475, vers 1 en 2. Allerhoogste Hemelvader, lofsange prys u naam in ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons u tesaam. Ek hou mos daarvan om altyd die doop sommer reg aan die begin te doen, as die ouers ook baie rustiger net daarna, wanneer die doop afgehandel is.
En vir die doel van die doop wil ek vir Hannie en Annika vra om hier te kom staan. Hannie en Annika Goede, julle kan sommer nou al hier voorkom staan, want ons wil hê as Heinrich inkom, wil ons lank na hom kan kyk. En dis wat ek nou gaan reël, dat ons dit sal vra dat ons die lied 188 sal sing, terwyl hy ingebring word, die 288 skies tog. Ons gaan net die eerste vers nou sing, terwyl hy ingebring word. Mooi, pragtig. Wel, as u nie weet nie, Hein is een van die oupas. En as ek verstaan, is dit al die 4de geslag wat die naamdraer is, Heinrich Edwald. Is ek reg? Hoe sê jy nou? Net die Heinrich deel. Is dit die 3de geslag? Dit sien u. Dit klaar is al 'n getuienis van hoe die Here ons vashou van geslag tot geslag. Mag dit vir ons almal nou 'n wonderlike ervaring wees wanneer ons luister na die formulier vir die bediening van die doop. Kan julle my duiker sien as julle gemaklik om so te staan? Wonderlik. Solank julle die kinders kan sien. Die formulier begin by die betekenis van die doop. God het in die Ou Testament al in 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament, waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is, en dit beteken die volgende: dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Ek het altyd so gedink toe ek kind was. Jy kry jou naam by die doop. Nee, dit gaan by die doop oor God, wat hom met sy liefde aan mense verbind. Dit gaan oor God, wat hom aan ons verbind. Die verbondsgod. En nou kom ek by die vraag, wat ek graag aan julle wil vra. Ek gaan almal gelyk vra, en dan kan julle net saam as ouers hardop daarop antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van die verlossing. Beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hardop julle antwoord? Op daardie ja is dit vir my voorreg om oor te gaan tot die doophandeling.
Heinrich Edwald Goede, ek doop jou in die naam van God die Vader en in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanoggend vir klein Heinrich kom doop, wanneer sy ouers hom draad op by die doopvond, is ons diep bewus van hoe ons elkeen leef in u hand, afhanklik van u liefde, afhanklik van u goedheid. Ons ervaar en beleef by die doopvond, hoe u vir ons en ons kinders kom sê, u het u self aan ons verbind, en niks kan ons uit u hand ruk nie. Van u woord en van u beloftes leef ons. Ons bestaan op grond daarvan. Ons bid, Here, dat u hierdie gesin sal vashou met hierdie verbondsbelofte. Maar ook elke ander gesin in hierdie gemeenskap, in hierdie land. Here, mag u ons as ouers, ons as gesinne altyd hieraan herinner. Dat ons altyd sal terugkeer na die belofte by die doopvond. Mag u ons lei om te leef vanuit hierdie plek in ons lewe. Ons as geloofsgemeenskap onderneem om te bly bid vir mekaar, vir ons gesinne, vir ons kinders. Want hulle is ook ons verantwoordelikheid. En help ons, Here, om ons verantwoordelikheid as geloofsgemeenskap na te kom, deur ons kinders te leer en te onderrig in u woord. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam die tweede vers van die 288. Bybel oorhandig en 'n doopseël. Baie geluk aan julle. Baie geluk. Van my kant af wil ek net aan die grootouers, oupas en oumas baie geluk wens vir hierdie groot dag. Dit is 'n voorreg. Ek is nou nog nie daar nie. Ek dink ek is nog hopelik ver nog van oupa wees, maar ek kan sien hoe dit mense verander op 'n goeie manier. Mag julle daarom hierdie dag regtig geniet. Lekker saam kuier en mag ons, wanneer ons so saam is, onthou, ons is hier. Juis op grond van die verbondsgod wat ons en ons kinders dra. Ons kinders is altyd 'n herinnering aan God se trou. So vier dit vandag en geniet hierdie mooi oomblik. Ek gaan vir ons nou voorgaan in gebed en dan gaan ons saam na die woordverkondiging luister. 2 teksgedeeltes waaruit ons gaan lees, ek sal dit later aankondig, maar kom ons wees saam stil. En dan dank ons die Here vir al sy goedheid wat ons beleef, ook nou in hierdie erediens. Kom ons bid saam. 'n 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 'n
Here, ons vergeet maklik. En daarom moet ons altyd herinner word. Dankie dat die doop, en die doophandeling ons herinner. Herinner aan wie U is. U die lewende God, wat ons gevorm het. En wat ons bly vorm na U beeld deur U Gees. U is die God, wat U woord, U belofte aan ons gee. U sal vir ons en ons kinders 'n God wees. Ons beskerm en bewaar, ons verlos, ons vashou. En dankie dat ons by die doopvond dit nou kon hoor. Dankie by die lees van U woord, dat ons juis in U woord, in elke bladsy in die skrif dit hoor. En seën ons nou ook met die aanhoor van U woord. Verdryf al die besige gedagtes in ons koppe, dit wat ons so elke dag vasvang, wat maak dat ons nie altyd teenwoordig is. Help ons, Here, dat ons nou hier sal wees. Dat ons gedagtes gevul sal word, nie met ons eie stem nie, maar met U woord alleen. En gee ons die moed om te luister en te leef volgens U woord. Amen. So 2 gedeeltes gaan ek vir ons lees. Die eerste gedeelte is uit Kolossense. As 2 teksgedeeltes, Kolossense 3. En dan gaan ek vir ons 'n gedeelte lees uit Matteus 20. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae. Woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skieteer, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Dan die gedeelte uit Matteus, jy sal hoor, dit is 'n gelykenis wat Jesus vertel het, 'n baie bekende gelykenis van die arbeiders in die wingerd. Die koninkryk van die hemele is soos 'n grondeienaar wat reeds vroegoggend uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders op 'n denarius per dag aan ooreengekom het, het hy hulle na sy wingerd gestuur. Teen die 3de uur het hy uitgegaan en ander op die markplein gesien wat ledig staan en vir hulle gesê, gaan julle ook na die wingerd en ek sal julle 'n billike loon betaal. En hulle het gegaan. Teen die 6de en die 9de uur het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Teen die 11de uur het hy uitgegaan en ander gekry wat rond staan en vir hulle gesê, waarom staan julle die hele dag hier ledig rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê toe vir hulle, gaan julle ook na die wingerd. Teen die aand sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle die loon. Begin by die laastes tot by die eerstes. Die wat in die 11de uur gehuur is, het gekom en elk 'n denarius gekry. Toe die eerstes kom, het hulle gedink dat hulle meer sal kry, maar ook hulle het elk 'n denarius gekry. Hulle het dit geneem, maar by die grondeienaar gaan mor, anders het 'n bietjie gaan kla. Hierdie laastes het 1 uur gewerk en u het hulle dieselfde behandel as ons wat die dag se werkklas en die hitte moes verduur, werklas. Maar hy het een van hulle geantwoord, vriend, ek doen jou nie in onreg aan nie. Het jy nie met my op 'n denarius ooreengekom nie? Neem wat joune is en gaan. Ek verkies om hierdie laaste een dieselfde te gee as vir jou. Mag ek nie met die goed maak wat ek wil nie. Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Ons lees net tot sover. In Kolossense
die gedeelte wat Paulus geskryf het, Kolossense 3, hoor ons in die gedeelte dat die mens wat leef onder die heerskappy van Jesus Christus is 'n nuwe mens. Hy noem daardie persoon 'n nuwe mens. Die ou mens is uitgetrek, die nuwe mens is nou aangetrek. En die nuwe mens wat ons nou is, word al hoe meer verander en al hoe meer vernuwe na die beeld van God. En dis die mens, sê Paulus, ons, die nuwe mens, wat leef onder die heerskappy van Christus, wat na sy beeld vernuwe word, vir wie dit nie meer belangrik is, of jy Griek of Jood is nie. Met ander woorde, volksverskille is nie meer belangrik nie. Besnede of onbesnede, die verskillende godsdienstigheid in ons wêreld is nie meer belangrik. Slaaf of vry, sosiaal-maatskaplike verskille, alles wat skeiding maak tussen mense, alles wat verwydering bring in verhoudings, dit wat gewoonlik spanning bring en wat konflik bring en wat woede bring, daardie skeidsmure mag vir die wêreld belangrik wees, maar vir die gelowige is dit nie meer belangrik nie. Dis onbelangrik. Dit maak nie meer saak nie. Waarom nie? Omdat, sê Paulus, omdat Christus is nou alles en in almal. Die boodskap wat Paulus gee in Kolossense 3 word dan in Matteus 20, die gedeelte wat ons dan nou saam gelees het oor die gelykenis, baie mooi geïllustreer. Dit wat Paulus sê, word deur Jesus, wanneer hy praat met sy disippels, geïllustreer en meer duideliker gemaak oor wat dit beteken, wat ons nou by Paulus hoor. Maar die gedeelte begin eintlik al vroeër. Die aanloop tot die gelykenis wat Jesus hier gee vir sy hoorders, moet ons kom ons sê ons begin by hoofstuk 19. Matteus 19. In Matteus 19, vers 27 is dit Petrus wat vir Jesus die volgende sê: kyk, ons het alles agtergelaat en u gevolg. Wat sal ons daarvoor kry? Dis Petrus se vraag. Nou as ons die vraag hoor in hoofstuk 19 al, en ons hoor wat Petrus vra, want ons nie te gou kwaad wees vir Petrus nie. Wat sal ons kry vir die feit dat ons u navolg? Met ander woorde, 'n vraag van selfsug. Wat gaan ek baat daarby as ek u volg en u dien en selfs die evangelie verkondig? Ek moet mos iets kry uit dit. Want ons doen baie min iets as ons iets kry daaruit. Ons doen baie min verander as ek self gaan baat uit dit. Ek moet voordeel daaruit trek. So u hoor dat ons nie vir Petrus te gou kwaad moet raak nie. Want ons is mos ook nie vlekkelose mense nie. Ons sou dalk dieselfde gevra het. En dan, wanneer Jesus hom antwoord in vers 30, dan sê hy vir hom: die wat eerste is, sal dalk laaste wees, en die wat laaste is, sal dalk eerste kom. Want onthou, Jesus praat in hierdie gedeelte oor die koninkryk van God. In hoofstuk 20, wanneer Jesus dan die gelykenis vertel, is dit baie interessant dat u sou opgelet het in vers 16, dan lees ons dieselfde woorde: die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees. So hou in gedagte dat hierdie verse daarom 'n baie belangrike teks is, sleutelvers is vir die verstaan van die gelykenis. So kom ons begin by die gelykenis van vooraf. In hierdie gelykenis lees ons dan hoe die landheer mense vra om vir hom te kom werk in die land, in die wingerd. Maar hy vra nie almal te gelyk. Hy vra 'n klomp mense om te kom werk, hulle val in en hulle werk, en hy bied vir hulle 'n denarius aan. Dis 'n bedrag wat hy aanbied vir die dag se werk, en hulle begin werk. En so deur die loop van die dag, lyk my elke uur val daar mense in om te werk. En hulle werk tot en met uitvaltyd. Maar 'n uur voor uitvaltyd is daar nog mense wat begin werk. En aan die einde van die dag
toe dit betaaltyd is, het ons gelees in die gedeelte, het die eienaar vir almal wat begin werk het, van vroeg af tot diegene wat 'n uur voor die tyd ingeval het, dieselfde loon betaal. Nou die eerste punt wat die gelykenis met ander woorde wil maak, is dit gaan in die gelykenis nie hier oor die arbeiders nie, maar in die eerste plek oor die Heer, met ander woorde God self. En die gelykenis wil sê, ons glo in 'n God wat genadig is. Ons leef aan onverdiende guns alleen. Dis die eerste punt. As hy sê, dit is hierdie Heer in hierdie verhaal, wat mos nou God is, en Christus wil oor God praat, oor hoe hy is. Hy handel met elkeen volgens sy genade, onverdiende guns alleen. Maar as dit die enigste boodskap sou wees van hierdie gelykenis, sou ons van onsself ook kon vra, maar waarom is die tweede gedeelte dan daar? En as ons die tweede gedeelte lees, dan ontdek ons dat die eintlike boodskap wat Jesus wil bring aan sy hoorders eintlik daar opgesluit lê, in die laaste gedeelte van die gelykenis. En daarom is dit belangrik dat ons verder moet lees. Wat gebeur dan nou verder? 'n baie menslike ding gebeur. Wanneer die arbeiders hoor, maar die wat 'n uur voor die tyd begin werk het, hulle word dieselfde betaal. Voel hulle, maar dis mos nou nie regverdig. Dis mos nou onregverdig. En onmiddellik, sê die teksgedeelte, het hulle begin mor, hulle het begin kla, hulle was sommer kwaad, hulle was ongelukkig, en sê vir die landheer, maar hoekom moet die wat nou net begin werk het, dieselfde kry? Ons verdien mos meer. Jy hoor amper Petrus se stem, al echo, in hierdie gelykenis. Ons verdien mos meer. En dan antwoord die landheer, in vers 13, nee, ek het met julle ooreengekom wat die loon gaan wees, wat die dagse loon gaan wees, nie die uurloon nie, die dagse loon. En julle het ooreengestem dat dit reg is. Ek is reg en ek is billik en ek het vir almal dieselfde dag loon betaal, soos beloof. En dan baie interessant in hierdie gelykenis, soos wat Jesus mos maar altyd gedoen het hy die manier om altyd so met sy gelykenisse so half op daai rou senuwees van ons binnekant te druk. Dit waaroor dit eintlik gaan. Sy gelykenisse ontbloot ons altyd wat eintlik ons eintlike motiewe is. Dan lees ons in vers 15 hierdie vraag wat hy dan vra, nadat hy sê, ek was regverdig, of vra hy, is jy afgunstig omdat ek goed is? Daar ontbloot hy die hart van hierdie arbeiders. Hulle sou baie meer daarvan gehou het as die Heer, die landheer, vir die wat nou net ingeval het, minder gee en vir hulle meer. Hulle anders behandel as wat hy vir hulle moet behandel. So wat is die punt? Ons hou daarvan dat die Here vir ons moet goed wees. Ons hou daarvan dat hy vir my moet goed wees, vir my vrou, my kinders, my kleinkinders, my mense, my volk, my nasie, almal wat soos ek is en almal wat soos ek dink. Die Here moet vir ons goed wees, maar ons hou baie ook daarvan as die Here nie so goed is vir die ander nie. Dat hulle moet kry wat hulle toekom, en dit is dalk God se oordeel. God moet met my genadig wees, maar moet minder genadig wees met ander mense. Ons hou daarvan om ons verhoudings te leef met die reële oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Ons hou daarvan dat God ook so moet wees, soos wat ons dink. Die Here moet vir my goed wees, maar as ek reken hy moet ander oordeel, dan moet hy dit doen, en so moet God wees. Ons hoor al vir Jona. Ek ken die verhaal van Jona. Jona, wat die roeping ontvang, gaan na Ninive en bring my woord aan Ninive, maar Jona sien nie kans vir die boodskap. En eintlik het hy vir God baie goed geken, want hy het dalk geweet, God gaan dalk genadig wees teenoor Ninive.
En so het dit ook gebeur. Dat die Here vir Ninive genadig was. Maar self het Jona baie meer daarvan gehou, dat God nie oor hom genadig is, na hom kyk. Maar ek gehou daarvan dat God eerder sou oordeel oor Ninive. Dit sou dan baie lekkerder wees en heerliker wees, as God sy toring en sy oordeel oor hulle sou vel. En hierdie punt hoor ons al vroeër in Matteus. As ons Matteus 20 gaan plaas, wanneer dit sy breë verband, en ons lees dit al van hoofstuk 18 af, hoor ons hierdie boodskap al reeds van daar af. Ons hoor dit al in die disippels, waar hulle in hoofstuk 18 sê, maar wie sou eintlik die belangrikste in die koninkryk? Jy sien, al daar begin die vraag gevra word. Dan hoofstuk 19, Petrus se vraag. Hoofstuk 21, waar die ma van die seuns van Zebedeus, Jakobus en Johannes vra, maar kan een van my seuns nie aan u linkerhand in die koninkryk, aan u linkerhand en regterhand sit nie? Kan hulle nie heersersposisie kry nie? Ereplekke kry nie? En elke keer sê Jesus ook vir hulle, pas op, die randfigure, hulle wat jy dink nie geskik is vir die koninkryk, maak dit dalk eerste. Dit hoor ons alreeds van hoofstuk 18 af. En daarom is hierdie gelykenis 'n waarskuwing vir die kerk. Vir ons as gelowiges. 'n Waarskuwing dat ons nie ook sal leef met die idee, God moet net vir my goed wees, maar die ander moet hy verstoot en weggooi. Dis 'n waarskuwing wat ook kom in hierdie woorde wat ons gehoor het in vers 13 en hoofstuk 19 en hoofstuk 20 se vers 16. Pas op. Die wat eerste is dalk laaste. Die wat laaste is, dalk eerste. Die kerk word geroep om met die oë van Christus te kyk na ander en na mekaar. As ons vanoggend daarom Kolossense 3 en Matteus 20 langs mekaar gaan sit, dan hoor ons dat hierdie teksgedeeltes vir ons wil sê dat die kerk is 'n wonderwerk. Ons is 'n wonderwerk. Ons almal wat vandag hier by mekaar is nie van nature noodwendig vriende nie. Ons is nie van nature mense wat kennisse is of saam leef en nie skouers skuur nie. Maar ons is saam mense met al ons andersheid, met al ons verskille, wat saam deur die bloed van Jesus Christus verenig is, versoen is met hom en met mekaar. Ons is saam gelyk in die genade. En ons almal leef van hierdie genade. Daarom is hierdie skeidsmure nie meer belangrik nie. Alles wat skeiding bring tussen mense, ook onder ons, wat dit ook al mag wees, dit wat spanning bring en dit wat konflik bring, hoor ons, is nie belangrik nie. So wat is belangrik? Wat belangrik is dat ons glo, dat Christus is nou alles, en in almal. Ons is die mens, die gemeenskap van gelowiges, die kerk, wat dit die beste moet verstaan. Ons is juist die gemeenskap in hierdie wêreld, wat draer van die evangelie moet wees. God se genade, sy goedheid, is vir elkeen van ons, onverdiende guns alleen. En mag ons en ons kinders leef vanuit hierdie oortuiging. Christus is alles en in almal. En dis die doop. Ons bring ons kinders na die gemeenskap van gelowiges en ons doop hulle in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hulle word deel van hierdie vreemde gemeenskap, die kerk, waar ook hulle leef van God se onverdiende guns alleen. Onverdiende guns wat my lewe verander
wat die skeidsmure afbreek. En nou leef ek as 'n nuwe mens. Mag die Here ons seën met hierdie evangelie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is diep dankbaar dat U nie vir ons elkeen behandel het soos wat die arbeiders gevra het. Elkeen volgens verdienste. Elkeen volgens sy harde werk. Elkeen volgens sy eie pogings. Maar dat U met ons handel volgens U genade, volgens U liefde vir ons, volgens U goedheid wat U het teenoor ons en heens ons. Dankie Here dat dit juis U liefde is wat ons kom verander. Wat al die skeidingsmure tussen ons en die ander kom afbreek het met U liefde, met U genade. Wat nie 'n goedkoop genade is nie. Here, dankie dat ons vandag ook hierdie boodskap kan beleef in die doop, wat ons hieraan kom herinner. Help ons, Here, om 'n gemeenskap te wees, wat elke dag leef, vanuit hierdie plek. Christus is alles, en in almal, ook in my. Dankie dat U Gees ons elke dag al hoe meer verander om U beeld in hierdie wêreld te wees. Ja, Here, ons wil nie hê U moet soos ons wees nie. Want U leer vir ons om nie afgode te aanbid nie, maar U die lewende God self. En daarom, Here, verander ons al hoe meer na U gelaat, as na ons eie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here met ons offergawes te dien.
Nou terwyl ons die diakens hier voor staan met die offers, wil ek vra dat ons almal staan en dan bely ons saam hardop ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. So dit saam hardop, dan bly ons staan ook vir die slotlied, wat lied 510 gaan wees. Maar kom ons bely eers saam hardop ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelyk het aan Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en terwyl ek doodgegaan, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het aan die hemel, en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, wat waar hy sy kom oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ontvang die seën van die drie-enige God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, seën ons met sy genade, met sy onverdiende guns alleen, met sy barmhartigheid.